In die vorige episodes het ons gesien hoe die boek Openbaring nie net 'n profesie is nie, maar ook 'n brief wat gerig was aan spesifieke gemeentes in die eerste eeu. Nou skuif ons die lens 'n bietjie dieper na die literêre styl waarin Johannes geskryf het. Iets wat ons noem apokaliptiese literatuur. Nou die woord apokalips klink vir 'n moderne mens amper soos 'n sinoniem vir einde van die wêreld, maar dis nie wat dit beteken nie. Die oorspronklike Griekse woord apokalypsis beteken eenvoudig openbaring of onthulling. Dis waar die boek sy naam vandaan kry. The Apocalypse of Jesus Christ, oftewel die openbaring van Jesus Christus. Volgens Nelson's New Illustrated Bible Dictionary is apokaliptiese literatuur 'n spesiale soort geskrif wat onder Jode en Christene ontstaan het om sekere geheime en verborgenhede te openbaar, soos byvoorbeeld dinge oor die hemel en die aarde, of die verhouding tussen God en die mens, of engele en demone, of oor die lewe in hierdie wêreld en die wêreld wat nog kom. Met ander woorde, dis nie 'n fantasieboek nie, dis 'n geestelike venster. Johannes gebruik hierdie styl om iets te wys wat ons nie sou kon sien as God dit nie geopenbaar het nie. So interessant genoeg, geen ander boek in die Nuwe Testament is in hierdie styl geskryf nie. Maar tussen ongeveer 200 jaar voor Christus en 100 jaar na Christus het baie Joodse skrywers soortgelyke werke geskryf wat nie deel van die Bybel is nie, maar wat wel sterk ooreenstem met die boek van Openbaring. Hierdie boeke of geskrifte word vandag saam beskryf as apokaliptiese literatuur. Voorbeelde van hierdie tipe literatuur sluit in, so byvoorbeeld die boek van Henog, die Openbaring van Baruch, daar's the Book of Jubilee, daar is the Assumption of Moses, the Psalms of Solomon, the 12 Testaments of the 12 Patriarchs, en the Sibylline Oracles. Hierdie boek het almal een doel gehad, om mense in tye van swaar kry en vervolging te bemoedig. Hulle gebruik visioene, simbole en engelagtige figure om te wys dat ten spyte van chaos op aarde, dat God nog steeds in beheer is. Wanneer Johannes in Openbaring skryf oor drake, seels, lampe en trompette, is hy nie eienaardig of misties nie. Hy skryf binne 'n bekende literatuure raamwerk wat sy lesers van daai tyd verstaan het. Maar wat Openbaring uniek maak, is dat dit nie bloot oor geheime of oordeel gaan nie, dit gaan oor Jesus self. Dit is nie net 'n apokalips oor die einde van dinge nie, maar 'n openbaring van wie die lam is en hoe hy uiteindelik oorwin.